Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie koue Sondagoggend. Ja, ek wil elkeen nooi na ons eredienste toe, vanoggend 8:00 in Wenen en dan 10:00 en vanmiddag 5:00 in Mooirivier. Wel, 10:00 in Escort, en 5:00 vanmiddag in Mooirivier. Volgende 10:00 in Escort en ook vanmiddag 5:00 in Mooirivier vier ons nagmaal. Dit gaan alles saam met hierdie Sondag wat Jesus as die goeie herder gevier word. Op 'n ander noot is dit ook volgende Moedersdag, so ek wil ook vir al die ma's daar buite sê baie gelukkige Moedersdag. Maar oké, ons gaan voort met Jesaja 38 vanaf vers 1. In die tyd het Hiskia dodelik siek geword. Die profeet Jesaja, seun van Amos, het by hom aangekom en vir hom gesê, so sê die Here, gee die laaste opdragte oor jou huisgesin, want jy gaan sterf, jy sal nie leef nie. Hiskia het sy gesig na die muur gedraai en tot die Here gebid. Hy het gesê, ag Here, dink tog daaraan dat ek in getrouheid en met 'n onverdeelde hart voor U geleef het, dat ek gedoen het wat goed is in U oë. Hiskia het toe bitterlik gehuil. Die woord van die Here het tot Jesaja gekom. Gaan sê vir Hiskia, so sê die Here, die God van jou voorvader Dawid, ek het jou gebed gehoor. Ek het jou trane gesien. Kyk, ek sal 15 jaar by jou lewensdae voeg. En ek sal jou in hierdie stad red uit die greep van die koning van Assirië. Ek sal hierdie stad afskerm, en dit sal vir jou van die Here af die teken wees, dat die Here hierdie woord wat hy gespreek het sal uitvoer. Kyk, ek sal die skaduwee van die sonwyser van Agas wat met die son afgeskuif het, 10 eenhede laat terugskryf. Toe het die son 10 eenhede wat het gesak het, op die sonwyser teruggeskuif. Geliefdes, ons lees tot sover. Baie wat ons oor hierdie gedeelte kan sê, maar kom ons sê dit vanoggend. Hier kom die profeet met 'n boodskap van die Here. Die Here sê vir Hiskia, en dis die besluit wat die Here geneem het. Hiskia, jy gaan sterf. Kry jou sake in orde. En Hiskia bid tot die Here en huil sy hart uit voor die Here en pleit by die Here. En wat doen God? God verander van plan. God sê vir Hiskia, ek het jou gebed gehoor. Ek het jou trane gehoor. Ek verander van plan, ek gaan nou 15 jaar by jou lewe byvoeg. So vriende, wanneer ons hierdie gedeelte lees, en wanneer ons dit hoor, is daar 'n paar goed wat ek en jy moet hoor. God verander van plan. Hoor dit, God laat hom ompraat deur 'n mens wat eerlik sy hart voor hom uitstort. God is nie hierdie onbeweeglike wese wat geen simpatie en geen gevoel het nie. God leef in 'n verhouding met sy kinders. En wanneer Hiskia so voor die Here pleit, dan raak dit die Here. En hy verander van plan. Geliefdes, die ander ding wat ek graag vanoggend met julle wil deel, is ek en jy kan nie sê, ja, maar jou streepie is getrek nie. Baie mense sê dit. Baie mense het hierdie ding van, ja, jou streepie is getrek. Hierdie teks wys juist dat dit nie die waarheid is nie. Dit is 'n glo in die noodlot wat dit sê. Dit is nie glo in 'n lewende God nie.
en 'n God wat met ons in 'n verhouding leef nie. So vriende, dalk moet ons baie let op ons taalgebruik ook. My lewe is nie 'n streepie wat iewers getrek is en daar gaan dit nou eindig nie. My lewe is in die hand van die lewende God. Amen. Here almagtige God, baie dankie dat ons ook hierdie teks het. En ja, Here, dankie vir wat ons ook kan leer uit die genade wat U aan Hizkia betoon het. Leer ons ook om in afhanklikheid van U te leef. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy regtig 'n baie mooi en dan ook 'n baie geseënde dag beleef. Amen.